Geld kan nie verlossing koop nie. Maak nie saak wat jy dink nie, maak nie saak hoe baie jy gee nie, maak nie saak hoe groot jou offergawe of jou tiende maand bydra of hoeveel jy vir die gemeente se bazaar of wat ook al doen nie. Niks wat jy koop kan jou saligheid met die Here verseker nie. En as ons in die geskiedenis gaan kyk, dan gaan ons agterkom ons tradisie, die protestante gereformeerde tradisie, is geanker in hierdie teologiese waarheid. Deur om te sê, maar weet jy, toe die Rooms-Katolieke Kerk van ouds deur hulle priesters wat die Engelse term indulgences verkoop het, dat jy letterlik 'n dokument kon kry sodat jy iemand of jou eie saligheid kon verseker het as jy X bedrag vir die kerk gekoop het wesentlik vir Martin Luther so ontstel dat dit die reformatie tot stand gebring het. Dat een van die fundamentele goed wat ons toe nou gesê het as mense wat staan binne die gereformeerde tradisie, is die Latynse term sola fide. Dit kan dood eenvoudig net verduidelik en verstaan word, net deur geloof alleen kan ons saligheid verkry. En dit gaan dan nou soveel verder. Dit beteken dat maak nie saak hoe goed jy dink jy is nie, maak nie saak hoeveel fantastiese wonderlike dinge jy doen nie, maak nie saak hoe jy jou lewe inrig en hoe meer soos moeder Teresa jy leef nie, as jy nie die Here, jou God, die Here Jesus Christus met jou mond bely en in jou hart innooi nie, beteken dit dood eenvoudig niks. Jy sien, want dit is die fondasie. Die fondasie, soos wat die Heidelbergse Katekismus dit verwoord, is eerstens moet ons verstaan hoe groot ons sonde is. Eerstens moet ons weet dat maak nie saak wat ons doen nie, niks kan ons verhouding met die Here herstel nie. Net Jesus Christus, net die kruisdood, net die oorwinning, net die opstanding kan dit bewerkstellig. En as jy verstaan hoe groot jou sonde is, as jy weet waardeur verlossing kom, dan is jou reaksie met my hart en met my mond bely ek dat daar net een ware Christus is en sy naam is Jesus Christus. En dan die derde ding wat die Heidelbergse Katekismus sê, is, maar dan moet my lewe 'n dankbaarheidslied wees, wat getuig van die verlossing van ons Here Jesus Christus. Jy sien, want dit is waar geloof sentraal is. Want die produk, die uiteinde van geloof is 'n goeie lewe, is die vrug van die Gees, is goeie dade, is al daardie dinge wat ons nou net aan die begin van hierdie video gesê het, nie jou saligheid kan kry nie. Laat dit my dink aan wat Paulus sê, alhoewel dit nie ons spesifieke teks is hierdie week nie, gaan ek jou uitnooi om daai gedeelte te lees. Al het jy al die gawes, al kan jy doen net wat jy wil, maar die liefde van God is nie in jou hart nie, beteken dit dood eenvoudig niks nie. So,
Sê ek nou ons moet ophou om ons gemeentes en ons geloofsgemeenskappe finansiëel te ondersteun? Nee. Sê ek ons moet nou sê maar daar mag geen vorm van finansies wees nie? Nee, wel, dis ongelukkig waar rondom die wêreld draai. 'n Klomp gemeentes se oorlewing is daarvan afhanklik. Maar vra jouself die vraag af: is ek besig om my saligheid te koop? Of is dit uit dankbaarheid uit die Here se seën in my lewe wat ek terugbou in die gemeenskap van geloof? Amen. As jy van hierdie video's hou, eerstens baie dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video te kyk. Tweedens, as jy hiervan hou, like, comment, subscribe tot ons YouTube kanaal en as jy 'n tuiste soek waarin ons die liefde van God uitleef as 'n dankbaarheidslied in die wêreld daar buite, kom en word deel van ons gemeenskap van geloof elke liewe Sondag om 9:00. Baie dankie en tot ons mekaar weer sien. Totsiens.